Okay, graad 10's, vandag doen ons algemene joernaal, oefening 2. Okay, ons eerste transaksie gaan oor Be Hopeful. Hulle sê, die rekening van Be Hopeful is van R900 is 3 maande agterstallig. Belas hom met rente van 16% per jaar. Okay. So hulle sê nie hy is 'n debiteur nie. Maar as ons iemand se rekening kan belas met rente, dan beteken dit daai persoon skuld ons geld. Okay, so dit is implied dat hierdie persoon is 'n debiteur. Goed, maar nou moet ons gaan kyk, onthou hoe ons rente gaan uitwerk. Dit is vir 3 maande. Okay, daar is die bedrag en dit is die persentasie rente per jaar. Okay, so kom ons kyk gaan na die berekeningkie. Goed, so as ons hier kyk, dan gaan dit wees R900 is my bedrag, maal 16% per jaar, so ons gaan op 100, maal, dis 3 uit die 12 maande wat ons om rente voor moet vra. Dit gee dan vir ons 'n bedragie van R36. So nou het ons die bedrag van die rente. Okay. Nou moet ons dink, okay, hierdie persoon is 'n debiteur. So wat gaan dit affekteer? Dit gaan my debiteure kontrole affekteer, aka Be Hopeful. Okay. En dan gaan ons rente op agterstallige debiteure die ander rekening maak. Goed, nou ek hou daarvan, onthou, gaan maak dit 'n SE aan die kant waar die saldo sou gewees het. 'n debiteur het 'n debit saldo, okay? Nou as ons sy rekening met rente belas, dan skuld hy ons nou meer as die geld wat hy ons geskuld het. So ons gaan die R36 by die saldo se kant tel, en omdat ons hierso gedebit het, moet die ander rekening dan gekrediet word. So die 36 gaan daar gekrediet word. Goed, so as ons in die algemene joernaal gaan kyk, goed, hierso dan staan nou op die eerste, en dit gaan joernaalbewys 1 wees. Nou het ons Be Hopeful gedebit. Onthou, hier skryf jy die debiteur se naam self. Okay. Jy maak hier die in folio. En dan gaan jy dieselfde wat jy doen met hierdie rekeninge hier by debiteure kontrole ook gaan doen. Okay. Ek gaan nou die bedragies invul. Maar kom ons skryf gou eers die krediet, dis bietjie weg van die kant af, en dit gaan wees rente op agterstallige debiteure. Goed, kan julle sien, ek het maar afkortings gebruik in my T-rekeningkies wat ek my dinkproses was. Maar hier moet jy regtig probeer om tot die beste van jou vermoë die volle naam van die rekening uit te skryf. Al moet jy hom nou maar so klein gaan skryf bo. Goed, rente is 'n inkomste, so dit gaan 'n N wees vir nominale rekening. En dan is dit die rekening gedebit, rekening gekrediet. Want mens skryf ons altyd die rekening wat jy gaan debit bo. Maar omdat hierdie nou 'n debiteur is, gaan ons dieselfde in die debiteure kontrole kolom hierso gaan doen. Ons gaan hom ook gaan debit. En daar gaan nie noodwendig krediet wees nie. Jy het net, as jy iets met 'n debiteur of 'n krediteur te doen het, dan word dieselfde wat hier ingeskryf was, daarin ook ingeskryf. Goed, en dan die beskrywingkie is maar net kort. Goed, en hierso het ek dan nou net geskryf belas 'n debiteur met rente, en ek het net baie klein gou daai berekeningkie daarom daar geskryf. In 'n toets as ek seker jy kan dit maar langs die kant skryf en dit nou maar net down to point. Okay, so dit was transaksie 1. Goed, die volgende enetjie. Skryf behoeftes, kosprys van R323 is 'n koop per EFO, en is reg in die kontantbetalingsjoernaal opgeteken. Okay. Die persoon wat verantwoordelik was vir die oorboeking het dit in verbruiksgoedere rekening opgeteken. Met ander woorde nie skryfbehoeftes nie. So ons moet die fout regstel. Maar met 'n fout moet ons eers daai fout vir onsself gaan maak. Okay? So wat gebeur het hier tegnies, nê? Was dit geskryf hierso by bank, nê? En is korrek oorgeboek andersins, want hulle het niks oor dit gesê nie. So ons neem aan, bank is dan reg oorgeboek, van is reg in die joernaal gedoen. Nou my betaalkant van bank sou my kredietkant gewees het. So wat eintlik moes gewees het, ons moes skryfbehoeftes gaan debit het. Ons moes eintlik dit hierso gaan debit hierso. Maar toe het ons wat gedoen? Toe het ons verbruiksgoedere gaan debit die persoon, nê? So dis wat die persoon gedoen het. Sy het bank hierso gekrediet
en het verbruiksgoedere gaan debiet. Okay? Maar ons moes eintlik hierso gaan debiet het hierso. So, nou gaan ons daai eers moet wegvat, omdat ek daar so gaan krediet het, om hierdie uit te kanseleer. As jy mos aan die teenoorgestelde kant gaan skryf, dan gaan dit uitkanseleer. Okay? Want aan die teenoorgestelde kant in rek is aftrek, né? So as ek hierso daai gedoen het, ek wil hom weg hê hierso. So ek gaan hierso gaan krediet, dan even uit. En omdat ek hier gekrediet het, weet ek die ander rekening moet gedebiet word. En dan is hy nou op die regte plek. So hierdie bedrag hier is dan nou 323 hierso, 323 hierso. Dis wat daar moet wees, en dis wat daar moet wees. En dan in die algemene joernaal gaan dit nou wees, brondokument 2, of joernaalbewys 2. Hierdie transaksie was op die 3de. En nou gaan ek die rekening gedebiet, is skryfbehoeftes. En die rekening wat ek gaan krediet is verbruiksgoedere. So hy kom so 'n stukkie weg van die lyn af daar. En albei van hierdie rekeninge is nominaal, want hulle is albei uitgawes. En die bedrag gedebiet is hier 232, of nee, 323. Okay. En ek doen niks in hierdie kolommetjies nie, want nie een van hierdie goeders was 'n debiteer gewees nie. Okay. Nou as ons 'n debiteer het, dan skryf jy die debiteer se naam of die besigheid van die debiteer se naam, en dan doen jy dieselfde met daai onderskeie kolommetjies daar. Goed, hierso het ek dan nou net 'n beskrywingkie regstel van fout. Goed, hierdie volgende enetjie is 'n onttrekkingstransaksie. Maar nou dis nou die eerste enetjie wat ons doen wat so, of amper sê 'n double barrel enetjie is. Of eintlik 'n triple barrel. Okay, so dis alles onttrekkings, maar hy het 3 verskillende goeders. Jy sê die eienaar, wie Filippie of Falappie of wat ook al, het goeders geneem vir persoonlike gebruik. Hy het voorraad geneem. En onthou, voorraad moet altyd teen die kosprys wees. So ons gaan die kosprysbedrag. Jy ignore daai. Hulle gee dit by jou, want hulle wil weet, jy moet sien, dis die kosprys wat jy moet gebruik. Dan is daar verbruiksgoedere gewees van R300 en ons het kontant getrek van R500. Goed. Nou ons neem aan dat daardie transaksie wat die kontant is dan nou nie in die kontant joernaal gaan wees nie. So ons gaan dit nou hierso altesaam triple barrel hier. Goed, hierso het ek nou net 'n transaksie T-rekeningkies getrek. Okay, goed, so daar's 4 rekeninge wat hier geaffekteer word. Okay? So met ander woorde, ek gaan net so vir myself skryf. Okay. So dit was gewees R500 se kontant en dit is R300 se verbruiksgoedere en R600 se handelsvoorraad, want jy moet met die kosprys werk, nê? So hierdie enetjie gaan ek nou aan die kredietkant uit handelsvoorraad gevat, so ek moet die teenoorgestelde kant van my saldo gaan skryf. Hy het ook verbruiksgoedere gevat, so ek gaan verbruiksgoedere gaan krediet met daai bedrag hier daar. En dan gaan ek bank gaan krediet, want ons het dit vir hom betaal. Okay? So al 3 hierdie saam getel moet ek dan nou gaan debiet in onttrekkings. Okay? So daar is hulle 900, so dis R1400 altesaam. So ek gaan hier in totaal R1400 gaan debiet in onttrekkings. Ek gaan R600 in handelsvoorraad gaan krediet en ek gaan R500 in bank en R300 in verbruiksgoedere gaan krediet. Okay? En saam maak hierdie krediete daar een debiet op. Jy kon dit apart gedoen het 600, 600, 500, 500, 300, 300, maar dit laat die algemene joernaal baie messy lyk. So in daai geval, ons doen, as al meer as 1 transaksies is, wat ons gaan krediet, en dit het een soort gelyke debiet, dan skryf ons dit saam. So dis hoe dit nou in die algemene joernaal gaan lyk. Goed, hierdie transaksie is op die 8ste, dit is joernaalbewys 3, dan het ons die debiet onttrekkings, kredietbank, verbruiksgoedere en handelsvoorraad. Goed, dan is daar 'n B, 'n N en 'n B. En hierdie is bates. Daar is eienaarsbelang, maar belangrike enetjie, en dan hierdie is verbruiksgoedere se uitgawe.
Goed, so dit gaan dan so lyk. R1400 debiet. En ons gaan onderskeidelik bank van R500, verbruiksgoedere van R300 en dan handelsvoorraad van R600 gaan krediet. Goed, dan gaan dit dan nou so lyk. Met die beskrywing by eienaar neem vir eie gebruik of neem handelsvoorraad skryf, verbruiksgoedere en kontant vir eie gebruik, maar dit was bietjie baie vir my om in te pas daar. Goed, volgende transaksie. Voorraad was vir R800 aan vee hoepvol en op krediet verkoop. Maar hierdie bedrag is verkeerdelik in die rekening van B hoopvol oorgeboek. Die fout moet reggestel word. So ons moet nou eers, as ons 'n fout sien, dan maak jy eers die fout, doen presies wat hulle sê. En dan moet jy dit reg gaan skuif. Goed, ek het dit nou so gemaak. Sien, is gewoonlik gaan dit altyd soos 'n lettertjie veranderd wees of ietsie of justify hoekom die persoon dalk hierdie fout gemaak het. Okay? So daar's B hoopvol. Ons neem aan albei is debiteure. Want hoekom anders sou V hoopvol ek amper sê 'n rekening by ons hê. Goed. Tensy hulle vir ons gesê het daai wat 'n krediteur is, dan sou ons aanneem dis 'n krediteur. Goed. So kom ons maak gou eers die fout. Eerstens aan albei debiteure, so dis waar die saldo sou gestaan het. Okay? Nou sê ek vir jou. Hulle het per ongeluk die persoon het hierdie hoopvol persoon het by ons gekoop. So eintlik wat moes gebeur het is, dit moes gewees het, moes eintlik gewees het die debit daar, krediet verkope. Nou verkope neem ons aan was reg ingesit, goed, en ons moes daar gaan debit het, maar ons het nie. Ons het die bedrag van R800 verkeerdelik hier in hoopvol geskryf. Nou moet ons R800 hierso gaan krediet, sodat ons dit hierso kan gaan debit. Okay. So ons het hierso gesê krediet, debit daar. So debit hoopvol, krediet, hoopvol. Goed, dis waar dan is so lyk. Ek het die regte een wat moes gedebit word, eintlik nou gaan debit, en ek het die ander een gekrediet om die debit wat verkeerdelik in haar rekening is te gaan uitcancel. So dit is dan nou hierso 800. En nou is albei hierdie menere debiteure. So ek moet by albei van hulle gaan doen in die debiteure kontrole kolom wat ons sou gedoen het met daai eerste rekeningkies. Want albei is debiteure. En dis hoe dan nou daar gaan lyk. Met regstel van fout as beskrywing. Goed. Vir ons volgende transaksie gaan ons weer met dieselfde twee mense te doen kry, weer daai twee debiteure wat dieselfde klink. So kom ons gaan gou vinnig na die woordjies toe. Hulle sê hierso. Retoure, met ander woorde terugsendings. Terugsendings van goedere word deur B hoopvol teruggestuur. Ons het vir my kredietnota uitgereik vir R60. Okay, dis foutiewelik na V hoopvol toegeboek. Maak jy die fout reg. So ek moet nou eers die fout gaan maak. Goed, so die fout was gewees dat hulle dit per ongeluk na V hoopvol toe oorgeboek. Okay, so hulle dit hier gaan krediet en hulle in steede van dat hulle dit eintlik hier moes gaan krediet, dit is eintlik vir ons vergaat, dit moes gebeur. Want nou het hierdie mense se rekening minder geword, want ons het opgeteken dat hulle goed teruggestuur het, maar hulle het nie. So tegnies het jy dan hierso gehad, debiteure afslag, okay, wat jy gedebit het, en toe het hulle daarso, daai bedrag hier gaan krediet, okay, maar dis foutief. So ons moet nou eers enetjie doen, wat die R60 is, wat ons hier gaan debit, okay, en dan gaan ons dan nou, omdat ons daar gedebit het, gaan ons hier enetjie gaan krediet. Goed, en dit gaan ons transaksie wees. So dit gaan wees debit, V hoopvol, krediet, B hoopvol. Goed, as ons kyk in die algemene joernaal, is dit op die 14de, die 5de joernaal bewys. En dit gaan dan wees debit, V hoopvol. Goed, dis hoe hy daar gaan lyk. So jy het eers dit daar gaan debit om daai krediet te gaan cancel
en toe het jy dit in die regte rekening gaan krediet. Hoekom gekrediet? Want hulle het goed teruggestuur, hulle skuld ons nie meer nie, so dit moet aftrek van die ou se saldo af. En die bedrag wat hulle hiermee werk is R60. Maar omdat ek met debiteure werk, wat ook al ek met debiteure doen, hier moet ek met debiteure kontrole ook gaan doen, in daardie kolommetjie daar. Goed, hier het ons nou te doen met 'n debiteur wat se skuld as oninbaar afgeskryf moet word, okay? So hier sê hulle, 'n debiteur mevrou Wishful, okay, wat R500 skuld, word insolvent verklaar. Dit beteken sy kan nie ons skuld betaal nie, okay? Ons ontvang 20 sent in 'n rand, okay? En onthou, 20 sent in 'n rand beteken eintlik hoeveel sente is daar in 'n rand? 100. So dis eintlik 20%. So ons gaan net 20% van wat hulle eintlik vir ons skuld ontvang, okay? Met ander woorde, hoeveel persent moet ons dan afskryf? Ons moet dan nou 80% gaan afskryf. So want jy vat 100% van wat hy vir ons skuld, as ons 20% gaan ontvang, dan beteken dit ons gaan 80% moet afskryf, okay? As oninbaar. Dan het ons hierso, kom ons kyk gou na die T-rekeningkies. Goed, so hierso het ons nou vir Wishful, en Wishful is 'n debiteur, okay? Goed, en ons het oninbare skulde, okay? Want ons gaan nou nie meer daai geld inkry nie. So, hierso het ons dan nou, ons kan nou gou gaan uitwerk ook, hoeveel gaan dan 80% van R500 wees? 80% van R500 gaan wees R400. So dis die bedrag wat ons mee gaan werk, okay? Nou, dis 'n debiteur, so sy saldo is hier, oninbare skulde is uitgawes, okay? Nou sê ek vir jou, 'n gedeelte van dit ontvang ons en die deel wat ons afskryf is dan R400. So ons gaan dan debiteure kontrole hier gaan krediet, of Wishful, en ons gaan oninbare skulde gaan debit. Goed. Hierso het ek net die sommetjie gedoen van hoe ons daai R400 uitgewerk het. Tegnies, as sy saldo R500 was, en ons het dan R100 20% ontvang, kan jy sien dat hierdie rekening toe sou maak. Okay. Maar die transaksies wat ons dan nou gaan oorboek is hierdie ene en hierdie ene. So dit gaan wees debit oninbare skulde, krediet Wishful. Okay. Ek gaan nou die res inskryf in oninbare skulde. En dan gaan dit wees Wishful. Goed, so hier gaan ek sê, debit R400 oninbare skulde, krediet Wishful R400. Okay, en omdat ons hierso 'n debiteur het wat ons mee werk, daai is nominaal, want dit is 'n uitgawe, het ek 'n debiteur wat ek mee werk, moet ek presies dieselfde doen in die debiteure kontrole kolom. Goed. En jou omskrywing is, skryf debiteur se rekening af. Goed, dit gaan dan so lyk. Ons het hierso, skryf debiteur se rekening af, ontvang 20 sent in die rand. Ek sal tog, as hulle vir my sulke inligting gee, net so 'n bietjie meer inligting daar gee, en enige berekeningkies wat jy gedoen het, kan jy hier langs die kant doen, en half 'n pyltjie so toe trek ook. Goed, met die volgende transaksie. Ontvang 'n EFO van BA Hopeful ter volle vereffening, met ander woorde, betaal hom klaar, van sy rekening van 1500 tot op datum. Goed, nou sê ek, 5% korting word toegestaan. So ons moet nou eers gaan uitwerk hoeveel is die korting, sodat ons kan weet hoeveel hy actually nou betaal. As ons dan nou 5% gaan uitwerk, van die R1500 wat hy in totaal skuld, okay, dan werk dit op 'n bedrag hier uit van R75. Goed? So daai deeltjie is sy korting, okay? Onthou, in totaal is sy rekening R1500. Okay, hy vereffen hom en maak hom toe. So as ek wil weet hoeveel hy op die ou ende betaal, gaan ek hierdie R75 aftrek daar, en dan sien ek hy het op die ou einde daardie waarde betaal in die bank. Goed? So met ander woorde, ek gaan hierso, gaan ek in totaal hier, gaan hier R1500, hier is ook so double barrel enetjie. In totaal gaan R1500 daar gekrediet word, want hy vereffen dit. Wat opgemaak is uit daai
1425 en ook opgemaak het uit daai R75. Maar in steede van om het apart te skryf, jy gaan dit saam skryf. So ek gaan hierso gaan debit met R75 hier. En ek gaan debit met 1425 want hy het dit ontvang, ons het dit ontvang. En saamgetel is daai twee gelyk aan die 1500 daarso. So met ander woorde, dis hoe my transaksie gaan lyk. Op die 16de joernaalbewys 7, ons het hierso bank gedebit, want ons het ontvang in bank, is 'n balansstaat afdeling. Ons het korting toegestaan ook gedebit, sien daar sy by. Okay. En dan het ons daar die volgende rekening, die B Hopeful gaan krediet. En hy is dan 'n debiteer se rekening. So die bedragie wat ek hierso gaan debit in bank is 1425. Ek gaan korting toegestaan R75 gaan krediet. En in totaal once die R1500 gaan krediet. Okay, omdat dit dieselfde gesamentlike krediteerde rekening of kredietrekening is. Goed, en dan sê ek die volgende by die beskrywing. Goed, so met ander woorde, ek het nou net 'n omskrywing gemaak, debiteer betaal en kry korting. So hierdie is nie 'n set ding nie, maar net soveel as moontlik inligting wat vir jou verduidelik wat gebeur het daarso kan verduidelik. Ek het sommer die berekeningkie nou net hierby gaan sit. Goed, volgende transaksie is daai enetjie het ons dan nou klaar gedoen, sharp. So hierso sê hulle vir ons onderdele om 'n voertuig te herstel van R980 wat dit gekos het, is foutiewelik na voertuie self oorgeboek. Dis 'n fout wat ons moet regmaak. So kom ons gaan maak die fout, dan weet ons hoe om hom reg te maak. Goed, hier is ons twee transaksietjies. Ons twee rekeninge. Ek sê ek het hier herstelwerk en voertuie. Goed. Ek het hier ook bank geskryf want toe ons bank goeders aangekoop het ons bank gekrediet en ons moes eintlik herstelwerk gedebit het en toe het ons per ongeluk voertuie debit. So om daai kruisie hier weg te vat, moet ek hom daar gaan skryf. So ek gaan hierso voertuie moet gaan krediet en ek gaan herstelwerk moet gaan debit. So met ander woorde, hierso gaan ek die 980 hier gaan krediet en hier gaan ek die 980 gaan debit. Goed, en herstelwerk. Goed, so hierso het ons dan die volgende een is op die 20ste. Dit gaan wees joernaalbewys nommer 8 en ek gaan hierso debit herstelwerk en krediet voertuie. Want ek haal hom uit voertuie uit. En daar is 'n balansstaat en daar is 'n nominale deel. En dit was gewees vir 980. O, gits, ek sien op by die vorige ene. Ekskuus mensies. Ek sien hierso by die vorige ene. Ek het skoon vergeet. Sien julle daarso is 'n debiteer. En wat ons met debiteer doen, moet ons met die debiteer kontrole kolom ook doen. Ekskuus oor dit. Goed, en hier sê ek net regstel van fout. En dan is daai transaksie dan nou ook klaar. Goed. Goed, dis ook my laaste twee transaksies. Voorraad is vir R4320 op krediet aan M Magni verkoop. Die winsopslag van die kosprys is 50%. Dit is verkeerdelik in die debiteerde grootboek na N Magni toe oorgeboek. Stel die fout reg. Okay. So het hulle vir ons gesê dat die koste van verkope was verkeerd geweest. Nee, hulle het niks gesê van die koste van verkope nie. Hulle het nie eers gesê die algemene grootboek was verkeerdelik oorgeboek nie. Hulle sê net die actual debiteer wat jy nou dit in die debiteerde grootboek gaan skryf het, is verkeerd oorgeboek. So ons moet dit gaan regstel. Goed, hierso het ons dan nou gehad. Ons het dit foutiewelik goeders wat hy gekoop het ons per ongeluk na hierdie ouetjie toe gaan oorboek. Goed. So, ons het gesê krediet verkope. Okay, en ons het gesê debit hierso. Okay? Maar dit moes nie daar gewees het, dit moes eintlik daar gedebit word. So ons het hierso 4320 gaan debit. So ons moet daai nou eers hier gaan krediet. 4320. Nou is ons cancelled. Goed. Nou moet ons dit op die regte plek insit waar dit van die begin af moes gewees het. En dis wat ons dan nou daar gaan debit. So dis eintlik M Magni wat dit
gekoop het en ons het per ongeluk in hierdie ou se rekening gaan inskryf. Goed, so dit is op die 21ste, joernaalbewys 9, so die gaan ek sê M mag nie, dis die rekening wat ek wil debit en is 'n debiteer, en die rekening wat ek krediet is N mag nie, wat dan gekancel moet word, en dit is met die bedrag van 4320, altyd van die mense is debiteer, so ons moet dieselfde doen met die debiteerkontrole kolom. En dan is my joernaalomskrywing regstel van fout. Goed. Laaste transaksie, die eienaar, meneer Valapi, was ongelukkig met sommige van die voorraad wat hy op die 8ste vir sy eie gebruik geneem het. Hy bring R200 se waarde van daai voorraad vir die kosprys, hulle sê dat is die kosprys se waarde, bring hy terug. So ons moet dit nou gaan undo. Goed. So op die 25ste, kom ons doen gou eers die teerrekeninge. Goed, so as ons nou hier kyk, handelsvoorraad se saldo is eintlik daar en daar. Goed, so oorspronklik het hy hierdie goeders gevat. Okay, so ons het oorspronklik gesê, hy vat handelsvoorraad, so ons gaan dit aftrek van die saldo af, so dan gaan ons onttrekkings gaan debit. Maar nou bring hy R200 van ons goeders terug, so ons moet dit weer terug. Onthou, ek sê altyd, trek vir jou 'n dakkie hierso, by handelsvoorraad, en die goed kom nou terug in die winkel, so daai R200 bring hy terug, en omdat ek hierso gedebit het, gaan ek onttrekkings dan nou gaan krediet. Goed, so dit gaan wees, ons het hierso op die 25ste, joernaalbewys 10, hierso het ek dit weer teruggesit in handelsvoorraad, so debit handelsvoorraad, okay, en dit gaan wees krediet onttrekkings. En dit is dan R200 se waarde, en dit het niks met debiteer te doen nie, so ons gaan niks in die ander kolomme doen nie. En hierso sê ons net, ek gaan sommer sê eienaar bring voorraad terug. Nou maar net 'n omskrywingkie, sodat daai kan sin maak. Goed, en dit bring ons dan op die einde van ons oefening 2 vir algemene joernaal.